Dames en here, ek wil met u enkele belangrike gedagtes deel op hierdie historiese dag. Hier gebeur vandag iets. Wat ons beleef is nie bloot die herrangskikking van gedagtes of die inkleding van denkbeelde nie. Dit mag 'n betreklike klein gebeurtenis wees, maar dit kan die werklikheid verrykend verander. Dis soos die eerste trillings waarop daar 'n aardbewing kan volg. Maar wat is dit wat gebeur, waarna ek nou sulke geskiedkundige belang verbind? Is dit net dat hier 'n dierbare en 'n waardevolle beeld na 'n veilige oord gevoer word? Of is dit net dat die gees van Paul Kruger as ware weer tot lewe geroep word wanneer hierdie ewe beeld, soos hy self sê maar 150 jaar gelede, sy republiek deurkruis om sy burgers te woord te staan, om die hartklop van sy mense te voel? Want dit alleen sou al groot genoeg en gedenkwaardig genoeg gewees het. Maar hier gebeur vandag iets meer. U is getuies van iets meer. In hierdie trek van oom Paul se grootse ewebeeld, ewe soos die een op wat op Kerkplein staan na Orania, is ons besig om juist te doen wat hy aan die einde van sy lewe vir ons aangeraai het om te doen. Naamlik om die mooie en die goeie uit die verlede te neem en die toekoms daarop te bou. Maar wat beteken dit vandag? Om sy geboorte 200 jaar gelede, of sy jeug gedurende die groot trek, of die vestiging van die boererepublieke, of sy vreeslose lyding deur groot uitdagings, of sy dapperheid en taaiheid stryd, of sy geloof en sin vir roeping, of sy ballingskap en eensame lyding in die vreemde in herinnering te roep. Dit beteken al hierdie dinge, ja, want dit op sigself is al groot en belangrik. Maar die gebeure vandag beteken ook meer. Ons staan naamlik voor 'n uitdaging wat eie is aan die groot ritme van ons volk se geskiedenis, waarskynlik eie aan die menslike geskiedenis as sodanig. Die ritme van gevestigde ordes wat deur tyd agterhaal word, waarbinne mense eens tuis was, maar dit nie langer kan wees nie, en nie weer tuis voel, hulle gevoel van tuis te kan terugwen nie. Die gevestigde orde waarbinne mense hulle weg gevind het, omdat dit vir hulle goed en reg gelyk het, en wat vir hulle goeie vooruitsigte gebied het, blyk toenemend ontoepaslik, selfs ondenkbaar te wees. Diegene wat deur so orde begunstig is, wil so lank as moontlik, soveel as moontlik daarvan behou, maar die groeiende getal ongelukkiges begin die toon aangee. Dink byvoorbeeld aan tye in die geskiedenis wat op slawerny gebou is. Dit het mettertyd net meer onaanvaarbaar en terugskouend selfs onverstaanbaar geword. By die oorgang tussen ordes hinker die wêreld as ware na die nuwe, omdat die ou orde verbygegaan het, maar ons nog nie weet hoe die nuwe orde moet lyk of dit gaan werk nie. Daarom betree die betrokke gemeenskap, volk, samelewing, staat, ryk of beskawing 'n gevaarlike tyd, waarvan die kragte van ontbinding sterker as die kragte van binding word. Dit is 'n keerpunt waarop 'n mens nie weet of daar weer orde na die chaos en ontbinding en verlies verwag kan word nie. In elk geval nie sonder om self skepend daarop in te gryp nie. So was dit vir die vryburgers en die trekboere onder die Britse bewind aan die Kaap, tot die mate dat hulle die wanorde agtergelaat het op soek na 'n beter grondslag vir 'n nuwe, beter orde, buite die grense van die destydse kolonie. Dit loop uit op die groot trek,
'n volksverhuising waarvan die sukses meermale aan 'n dun draadjie gehang het, omdat die nuwe orde wat die oue moes vervang buite sig gebly het. Nie net die slag van Vegkop, Silkaatsnek en Bloedrivier is voorbeelde daarvan nie, maar ook die betreklik onbekende slag van Swartkoppies in 1863, waarby boer op boer geskiet het en wat tot die dood van minstens 7 volksgenote gelei het, en waar Paul Kruger sy staal as leier gewys het. Maar die punt is, nie net om die goeie en skone uit die verlede te neem nie, die punt is om die toekoms daarop te bou, en om die hede dus reg te verstaan. En dit is waarin die waarde en betekenis van vandagse gebeure te vinde is. Vriende, u weet en ek weet hoe die kragte van ontbinding vandag met die kragte van behoud in stryd verkeer. Ons weet instinktief dat ons op die breuklyn staan tussen 'n ou orde waaraan ons nie kan vashou en waarheen ons nie kan terugkeer nie, maar sonder dat die nuwe orde nog duidelik verskyn het. Uit ons oogpunt lyk dit nie of daar vir ons ruimte sal wees as ons dit nie self skep nie. Dit lyk asof die geskiedenis ons agterlaat soos 'n boer op sy plaas aan die oosgrens in die 1820s, of 'n Soutpansberger in die 1860s, of 'n armsalige gesin in Vrededorp in die 1930s. Daar is geen belofte of waarborg dat enigiemand anders na ons belange en identiteit sal omsien in die vestiging van die nuwe orde nie, althans niemand buiten onsself nie. Daarom is hierdie byna onbekostigbare onderneming om hierdie beeld te maak en op Orania te gaan oprig van soveel betekenis. Hoeveel keer het ons onsself afgevra of ons gegeewe die nood van ons mense regtig kan bekostig om dit te doen? En elke keer was die antwoord dat ons nog minder kan bekostig om dit nie te doen nie. Ons weet nog nie hoe presies ons nuwe orde gaan lyk nie, maar ons weet dat ons dit onder God se genade self sal moet skep. Ons weet dat ons Afrikaner geskiedenis met die ou republieke, soos met die Unie en die Republiek, die nuwe Republiek verweef is, en dat dit nog grootliks bepaal waar ons woon en wat ons doen. Maar ons weet ook dat ons lankal nie meer alles het wat ons eenmaal gehad het nie, en dat dit ook maar goed is, want nie alles in ons verlede was mooi en goed en werd om op te bou nie. Die waarheid lê ook in president Kruger se woorde opgesluit. Die punt is dat op Orania, waarheen die beeld nou gaan vertrek, daar dinge gedoen en gevestig en gebou word, wat net daar gedoen en gevestig en gebou kan word. Dit neem niks weg van enigiemand nie, maar dit lê die grondslag vir iets waarsonder ons Afrikaners nie die toekoms kan ingaan nie, naamlik 'n plek wat onbetwisbaar ons eie is. Daar bou ons self in elke sin van die woord. Daar word ons taal nie verdring nie of betwis nie. Word ons beelde en monumente nie bedreig nie of beskadig nie. Daar word ons geloof en tradisie gekoester en uitgebou. Dit sluit nie uit nie, maar sluit aan by die goeie werk wat op talle ander plekke en terreine verrig word, soos ook hier by die kultuurtuiste wat die Voortrekker Monument toenemend vir ons mense geword het. En dit voeg daartoe iets by, waarsonder ons nie 'n orde wat aan die eise van ons aard voldoen sal kan vestig nie. Dames en here, hierdie beeld en hierdie unieke onderneming, waarvan ek nie weet of daar in die wêreld al sy gelyke was nie, slaan die brug tussen die verlede en die toekoms. Dit slaan die brug tussen Kerkplein en Orania se stadsplein wat nou nog in die veld staan soos Kerkplein eenmal veld was. Dit slaan die brug tussen ons mense, waar hulle ook al is en wat hulle ook al doen, omdat ons lot in die toekoms soos in die verlede aan mekaar verbonde is. Daarom wens die FHK oom Paul nou 'n veilige reis en 'n geseënde verblyf toe, en wens ons dat
in elke Afrikaner hart die vryheidsvlam weer hoog sal brand.